Goeiedag, liewe luisteraars. Ek groet u weer eens vanmôre in die lieflike en wonderlike naam van ons Here Jesus, ons koning en ons verlosser. En vanmôre gaan ons praat oor die hemelvaart van Jesus. En vriende, ek wil hê u moet verstaan, die hemelvaart van Jesus is net so belangrik soos sy kruisiging en sy opstanding uit die dood. Daar's mense wat 'n bietjie verward is. Hulle dink dat die kruisiging en die opstanding van die Here Jesus 'n belangriker boodskap is om te verkondig as die hemelvaart van Jesus. En daarom wil ek vanmôre glo en vertrou dat hierdie boodskap vir u daardie misverstand uit die weg sal ruim. Ons praat vanmôre oor wat beteken die hemelvaart vir jou en vir my. So belangrik dat ons dit moet verstaan. Daar's soveel kosbare gedagtes wat ek vanmôre met u wil deel en wat ek nog met u kan deel. Maar mag hierdie boodskap vir u tot seën wees. Ons lees vanmôre in Johannes 16 vanaf die 4de tot die 15de vers. Jesus is aan die woord. Johannes skryf die woorde van Jesus. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kon onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Kom ons bid net saam. Ons wonderlike Vader, ons wil weer vanmôre voor u woord buig, voor die gesag van u woord. Ons het vanmôre gelees, Here Jesus, hoe u self gepraat het oor die hemelvaart. Baie mense is verward, hulle weet nie regtig wat die hemelvaart van Jesus vir hulle inhou nie. Daar is soveel kosbare betekenisse wat ons leer in die woord, en ons wil bid dat u vanmôre ook deur u Heilige Gees u woord vir ons sal openbaar, dat u vir ons sal laat verstaan dat die hemelvaart van ons Here Jesus belangrik is, en dat ons dit moet herdenk, en dat ons moet weet wat dit alles vir ons inhou. Kom praat vanmôre weer eens deur u kosbare woord en die dierbare Heilige Gees tot elkeen se hart, en word u verheerlik. Here Jesus, ons bid dat u vandag weer eens in ons midde verhoog en verheerlik sal word. Amen. Vriende, ek hou net weer een vers uit ons geleesde gedeelte aan die voor. En dis Johannes 16 vers 7, waar daar geskryf staan, Jesus se woorde, maar ek sê julle die waarheid. Ek sê julle die waarheid. Geen leuen nie. Dit is vir julle voordelig
dat ek weggaan. Dis vir julle beter dat ek weggaan. Hoekom? Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Die trooster is die Heilige Gees. Jesus sê, ek moet weggaan. Anders kan julle nie die Heilige Gees ontvang nie. Dit is belangrik. Ek moet weggaan. Dit is voordelig vir julle. So ons praat vanmôre oor hierdie tema. Wat beteken Jesus se hemelvaart vir ons, vir jou en vir my? Wat beteken Jesus se hemelvaart vir ons? Nou vriende, vir ons as Christene is die herdenking van Jesus se kruisiging op Goeie Vrydag een van die belangrikste gebeurtenisse wat ons herdenk, omdat dit dui op Jesus se versoening vir ons sondes aan die kruis op Golgotha. Jesus het ons versoen met die Vader. Hy het die hand van die Vader gevat wanneer ons na hom toe kom, en dan vat hy ook my hand, en hy versoen ons deur sy kruisdood met die Vader. So, wanneer ons na die kruisboodskap luister of na die kruis kyk, dan sien ons, dis die plek waar Jesus vir ons versoening gedoen het, deur sy lewe vir ons te offer. Daar het Christus sy lewe vir sondaars afgelê, sodat ons in hom vergifnis van ons sondes kan ontvang, en deur hom met die Vader versoen kan word, soos ek nou net vir u verduidelik het. Luister 'n bietjie na hierdie skrifte. In Handelinge 10 vers 43 staan daar, aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, wat in Jesus glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. Jy moet met jou hele hart en met jou ganse siel en ganse wese in Jesus Christus glo vir jou saligheid, vir jou redding, dan ontvang jy deur sy naam, ontvang jy vergifnis van sondes. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Dis alles genade, dat ons vergifnis kan ontvang deur die bloed van Jesus wat hy vir ons gestort het aan die kruis op Golgotha. Romeine 5 vers 10 sê, want as ons, terwyl ons nog vyande was, vyande van die kruis, vyande van Jesus, met God versoen is, deur die dood van sy seun. Hoe word ons versoen met God? Deur die dood van sy seun. Veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Ons moet met God versoen word deur sy seun Jesus Christus. En ons moet daarvan weet. Maar vriende, vir my is dit ontstellend as ek hoor Christene fokus net op Jesus se offer daar aan die kruis op Golgotha vir ons sondes. Het is belangrik dat ons op die kruis moet fokus, die kruisgebeure moet fokus, waar Christus vir ons versoening gedoen het vir ons sondes. En as ek hoor dat hulle Jesus se opstanding uit die dood en sy hemelvaart as minder belangrike gebeurtenisse ag, dan is dit vir my ontstellend, want die een is net so belangrik soos die ander. Dis 'n groot fout wat ons mense maak, om die kruisgebeure as die heel belangrikste te ag, en Jesus se opstanding uit die dood en sy hemelvaart as minder belangrik te ag. Want daar is mense wat net op die kruisgebeure fokus en die opstanding van Jesus en selfs die hemelvaart as minder belangrik te ag. As Jesus in die graf gebly, dink mooi, as hy nooit opgestaan het uit die dood nie, as hy nooit die dood oorwin het nie, vriende, dan was daar vir ons geen boodskap van lewe en hoop in Christus om in 'n verlore gaande wêreld te verkondig nie. Daar was nie eers vir jou en vir my hoop en lewe nie. Want Christus het opgestaan uit die dood om aan ons lewe te gee. En daarom het ons 'n boodskap om te verkondig van hoop en lewe in Christus Jesus. Daarom verkondig ons in Christus die boodskap van opstanding en lewe, soos Jesus dit vir ons self geleer het. Hoe het hy dit vir ons geleer? Kom ek lees vir u. Johannes 11 vers 25 en 26 sê Jesus vir Martha, die suster van Lazarus. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe.
wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Jy moet met jou hele hart, jou ganse wese in Christus Jesus glo. Dan sal jy lewe, al het jy ook gesterwe. Ons verwissel net hierdie lewe met die volgende lewe. Vers 26 sê, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. En toe vra hy vir haar, glo jy dit? Sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo in Jesus vir jou saligheid, vir jou redding, vir jou ewige lewe. En net so is die boodskap van Jesus se hemelvaart nie minder belangrik as die kruis en die opstanningsboodskap nie. Maar Christene verstaan nie die ware betekenis van die hemelvaart boodskap nie, en daarom ag hulle dit nie belangrik nie. Dis baie mense wat vandag werk, want wat is die hemelvaart boodskap dan nou so belangrik? Dis tog nie belangriker as die kruisboodskap nie, op Goeie Vrydag of die opstanding op Sondag nie. En daarom praat ek vanmôre oor die tema, wat beteken Jesus se hemelvaart vir ons, vir jou en vir my? Want as jy dit verstaan, my vriende, sal jy dit nooit minder belangrik ag as die kruisiging en die opstanningsboodskap nie. Jesus het self gesê in Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Dit is belangrik vir julle dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Hoekom sê Jesus so? Wat is die voordeel wat die hemelvaart vir ons inhou? Wat beteken Jesus se hemelvaart regtig vir ons? Jesus is op Goeie Vrydag gekruisig. En hy het op die Sondag, die eerste dag van die week, het hy die dood uit opgestaan en die dood oorwin. Daardie boodskap het ons onlangs verkondig. Toe ons die kruisiging, Goeie Vrydag, van Jesus herdenk het en die opstanding op Sondag herdenk het. En 40 dae later, vandag, het Jesus opgevaar na die hemel, teruggekeer na sy Vader in die hemel, Handelinge 1 vers 3. Ons kan nie hierdie 3 baie belangrike gebeure van mekaar, ons kan dit van mekaar onderskei, maar nie van mekaar skei nie. Want dit maak saam die boodskap van die Christelike geloof uit, die kruisiging van Jesus, die opstanding en sy hemelvaart. Hierdie 3 boodskappe is die boodskap van ons Christelike geloof. Dit gaan saam. En daarom, vriende, onthou Jesus self het baie na sy hemelvaart verwys. Want dit was vir hom belangrik. Was vir hom belangrik om terug te gaan na die plek waarvandaan hy gekom het. En hy het van die hemel gekom, want Jesus is God en hy was God. En hy het van die hemel gekom en hy wou graag terugkeer na sy woonplek, sy hemelse tuiste, waar hy saam met sy hemelse Vader van alle ewigheid af gewoon het. Hy wou graag teruggekeer het daarheen. Hoe baie keer sê ons as kinders van die Here, ek wil nie meer wees nie, ek wil huis toe gaan. So het Jesus gevoel. En toe sy taak op aarde afgehandel was, met ander woorde, nadat hy sy lewe afgelê het vir sondaars aan die kruis op Golgotha, en die dood oorwin het met sy opstanding, wou hy net terugkeer na sy Vader in die hemel. Hy het klaar die prys betaal. Dit was nie vir hom maklik nie, om die sondebeker te drink en in 'n vloekhout te hang en bespot en verneder te word nie. En daarom Jesus vooraf baie na sy hemelvaart verwys. Ek wil vir die enkele aanhalings aanhaal. Johannes 7 vers 33 daar staan. Toe sê Jesus vir hulle, vir sy disippels, nog 'n klein tydjie is ek by julle. En ek gaan na hom wat my gestuur het. Hy het verlang om by sy Vader te wees. Ek gaan na hom wat my gestuur het. Johannes 13 vers 1. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en dat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe. Hy het geweet, hy gaan terug na sy Vader toe, maar hy het almal met 'n goddelike liefde gehad tot die einde toe, en steeds lief.
Johannes 20 vers 17, Jesus sê vir haar, dis vir Maria Magdalena, nadat hy opgestaan het uit die graf, het sy hom ontmoet, en hy sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broers, en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader, en julle Vader, en my God, en julle God. Ek vaar op na my Vader, en julle Vader, jou Vader as jy God se kind is, en na my God, ook jou God, sê Jesus. Kosbaar hoe hy dit stel. Natuurlik het dit net so gebeur soos Jesus dit voorspel het. Markus en Lukas bevestig dit. Markus sê in Markus 16 vers 19, nadat die Here dan met hulle gespreek het, was hy opgeneem in die hemel en het gesit aan die regterhand van God, sy Vader. In Lukas se 2 plekke het hy van Jesus se opvaarding na die hemel getuig. In Lukas 24 vers 51 skryf hy, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei, weggegaan, en hy is in die hemel opgeneem. Hy is van hulle weggeneem. In Handelinge 1 vers 9 skryf Lukas ook, want hy het Handelinge ook geskryf, hy sê, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. So Jesus het dit voorspel, Matteus en Lukas het dit bevestig, want hulle het dit gesien. Ons het nou eers gefokus op die Here Jesus wat self verwys het daarna, dat hy gaan terugkeer na sy Vader in die hemel. Hy het self baie gepraat oor sy hemelvaart. Hy het dit begeer. Hy het begeer om by sy Vader te wees. En toe het ons gelees hoe dat ander skrywers, evangelieskrywers, vertel het dat hulle Jesus sien opvaar het na die hemel. Maar nou moet ons 'n bietjie fokus op, wat beteken Jesus sy hemelvaart vir ons? Wat beteken sy hemelvaart vir jou en vir my? Maar vriende, onthou net, Jesus was plekgebonde tydens sy aardse bediening. Hy was volkome God, maar ook volkome mens. Ons verstaan dit nie, is te groot vir ons menslike gedagtes. Volkome mens, so hy was plekgebonde. Dit beteken dat Jesus net die mense kon bereik en kon bedien met wie hy fisies in aanraking gekom het. Soms was dit 'n individu of 'n paar mense, soms was dit 'n paar honderd mense, 'n paar duisend mense wie hy kon bedien. Met die woord, as ons nou dink aan die bergpredikasie, was daar duisende mense, toe hy onder andere hulle gevoed het met die 2 visse en die 5 brode. Ons ken daardie verhaal. Maar daarom lees ons dat mense met 'n gebrek soms na die Here Jesus geroep het, as hulle gehoor het, hier gaan Jesus met sy volgelinge by hulle verby. Hulle kon dit sekerlik aan die gejuig van die skare hoor, die gepraat van die skare, want almal was opgewonde en opgeruim, en hulle het van Jesus se wonderwerke geloop en praat onder mekaar. En dan roep mense na Jesus. Daar's verskeie gevalle waar hulle hoor, gaan Jesus verby, het hulle na hom geroep, soos in die geval van die 2 blinde manne, wat langs die pad gesit het, toe Jesus daar verby gegaan het met sy volgelinge. Matteus 20 vers 30. Hulle het na Jesus geroep, Jesus het hulle gehoor, hy het gaan stil staan, en hy het hulle van hulle blindheid genees. By geleentheid het hulle 'n verlamde man deur die huis se dak laat sak, omdat hierdie man nie op 'n ander manier by Jesus kon uitkom nie, vanweë die mense wat saamgekoek het. Dit was die skare het so saamgedrom, dat hulle op geen ander manier hierdie verlamde man by Jesus kon uitbring nie. Jesus was plekgebonde, Lukas 5 vers 19. By 'n ander geleentheid het Jairus, 'n owerste van die sinagoge, by Jesus gaan pleit. Hy het voor Jesus neergeval en gesê, ek bid u, my Heer, dat u net na my huis sal gaan, want my dogtertjie is besig om te sterf. Intussen het die skare hom so verdring, dat hy nie betyds by Jairus se huis kon uitkom nie, en intussen het sy gesterf. In die proses, met al hierdie mense wat hom so verdring het,
het 'n vrou probeer om by Jesus uit te kom, en sy het op haar knieë onder tussen die mense se bene deur gekruip, om aan die soem van Jesus se kleed te raak. Sy het 12 jaar aan bloedvloeiing gely. En die oomblik toe sy Jesus se kleed aangeraak het, is sy onmiddellik genees. En daarna het Jesus uiteindelik nou die geleentheid gekry om by Jairus se huis uit te kom, maar intussen het sy dogtertjie reeds gesterf. Maar Jesus was in staat om haar uit die dood uit op te wek. Matteus 5 vers 23 tot 43. En so is daar baie ander voorbeelde dat Jesus plekgebonde was en mense nie regtig by Jesus kon uitkom nie. Skrif sê vir ons van verskeie sulke geleenthede. En daarom sê ons teks van oordenking Johannes 16 vers 7, maar ek sê julle die waarheid. Dis Jesus se woorde vir sy disippels. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. As ek nie weggaan nie, dan kan die Heilige Gees nie kom nie. So is vir julle voordeliger. Dit is vir julle beter dat ek weggaan. Maar wat beteken Jesus se hemelvaart vir ons verder? Jesus het vir ons sy Heilige Gees gestuur om altyd op aarde naby ons te wees. Weet jy, die Here Jesus was nog altyd deur sy Heilige Gees naby aan my gewees, selfs toe ek hom nie geken het nie. As kind het ek die Here se teenwoordigheid in my lewe ervaar, want Jesus was plekgebonde, maar hy stuur vir ons die Heilige Gees om altyd naby ons te wees. Johannes 16 vers 7, ek lees weer vir hierdie vers, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Die Heilige Gees is die trooster, en Jesus het beloof hy sal die Heilige Gees stuur. Ook Johannes 14 vers 15 tot 17 wat sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Hoor jy mooi? Hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. So die Heilige Gees is altyd naby ons. En die Heilige Gees verteenwoordig natuurlik die Vader en die Seun. Nou sê vers 17, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. As kinders van God, ken ons die Heilige Gees, want ons ontvang hom binne in ons harte, en in ons lewens. Hy sal altyd by julle wees, maar hy's ook by die ongeredde mense in hierdie wêreld. Die Heilige Gees maak ook met alle verlore sondaars bemoeienis. Dis is die Here Jesus en die Vader ook altyd besig om hulle deur die Heilige Gees oor alle mense op aarde te ontferm en met alle mense op die aarde te praat. Want waar die Heilige Gees is, daar is Jesus en daar is die Vader. So wanneer die Heilige Gees met ongeredde mense praat, met sondaars praat, dan praat Jesus met hulle, dan praat die Vader met hulle, want hy verteenwoordig die Here Jesus en die Vader. In Johannes 16 vers 7 en 8 staan daar maar, as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en oordeel. So, die Heilige Gees is daar ook, waar ongeredde mense lewe. Wat hulle ook al doen, die Heilige Gees is daar. Hy's naby aan hulle, hy praat met hulle, hy maak bemoeienis met hulle. Soos vir ons voordeliger gewees dat Jesus weggaan, nou is die Heilige Gees naby aan ons, ook Jesus en die Vader. Maar Jesus sit nou in die regterhand van sy Vader, waar hy vir alle mense intree by die Vader. En dis baie belangrik dat ons dit sal weet en dat ons dit sal verstaan. In 1 Johannes 2 vers 1 en 2 staan daar geskryf, Jesus se woorde, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Johannes skryf dit, maar as Jesus se woorde.
En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. Jesus Christus die regverdige. Julle moenie sondig nie. My kinders, julle moenie sondig nie. Maar ons het 'n voorspraak by die Vader. Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes. Nou praat hy met die kinders van die Here. En nie alleen vir ons sondes nie, maar ook van die hele wêreld. So die Here Jesus sit aan die regterhand van die Vader om in te tree vir sy kinders, maar ook in te tree vir 'n sondige wêreld. En dis wat hierdie skrif vir ons leer. Jesus sit nou daar by sy Vader, en wat doen hy? Hy tree vir ons in. Maar Jesus moes fisies in die hemelse heiligdom ingaan. Hoor nou mooi wat ek vir u sê. Hy moes fisies in die hemelse heiligdom ingaan. Nou die tempel het bestaan uit 'n allerheiligste heiligdom en 'n voorportaal. En Jesus moes fisies in die hemelse heiligdom ingaan, in die allerheiligste, om daar vir elke sondaar met sy bloed versoening te doen. En ons hoor baie keer mense sê net 1 druppeltjie bloed. Jesus reinig ons deur sy bloed. Jesus red ons deur sy bloed. Jesus het dus vir elke sondaar wat hom aanvaar het as hulle verlosser en hulle saligmaker met sy kosbare bloed gaan loskoop, gaan betaal, kan ons sê, daar in die hemelse heiligdom. Ek dink min mense verstaan hierdie skrif, Johannes 9 vers 11 tot 14, kom ek lees dit vir u. Daar staan in Hebreërs 11 vers 9, Hebreërs 9 vers 11 tot 14, maar Christus, luister nou mooi, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester. Die hoëpriester het 1 keer 'n jaar in die allerheiligste ingegaan van die tempel en vir die sondes van die volk voor God gaan versoening doen. Nou sê, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met mense hande gemaak is nie, hemelse heiligdom. Dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. So Jesus het met sy eie bloed daar in die hemelse heiligdom ingegaan, en vir elke sondaar wat na hom toe gekom het, versoening gedoen, betaal met sy eie bloed in die hemelse heiligdom. Nou sê vers 13 en 14, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Baie duidelik sê hierdie skrif, Christus moes in die allerheiligste van die hemel ingaan. So daar's 'n teebeeld van die tempel in die hemel. Moes in die allerheiligste ingaan om met sy bloed vir jou en vir my en vir elke sondaar te gaan betaal, om ons vry te koop met sy kosbare bloed in die allerheiligste van die tempel. Het is belangrik dat ons dit sal verstaan. Maar ons praat steeds oor die gedagte, wat beteken Jesus se hemelvaart vir jou en vir my? Luister nou mooi. Christus moes weer sy goddelike posisie inneem in die hemel. Hy was God, hy het in die hemel gewoon, die hemel verlaat, het mens geword, nou moes hy weer sy goddelike posisie in die hemel inneem, deur die Heilige Gees geregverdig word, so, hy moes die plek inneem, die Heilige Gees moes weer aan hom erkenning gee, as die Seun van God, as God self, hy moes deur die Heilige Gees geregverdig word, en hy moes deur die engele weer ontvang en verheerlik word, en dan moes hy steeds aan
die wêreld verkondig word as die saligmaker van hierdie wêreld. Nou vriende, die wonderlike van dit is, as mense Jesus gesien het op die aarde, het hulle makliker tot bekering gekom. Maar nou is Jesus terug by sy Vader in die hemel, engele besing sy lof elke dag, die Heilige Gees het aan hom erkenning gegee, en nou verkondig ons Jesus op hierdie aarde, al sien hulle hom nie. Daarom moes Jesus teruggaan. Mense moet glo wat ons verkondig, dat Jesus God is. Kom ek lees vir hierdie kosbare skrif, 1 Timoteus 3 vers 16 sê, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is in Christus. Die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Hoor hier wat sê, God is geopenbaar in die vlees, Jesus is God. Hy is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan die engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Elkeen wat glo, word saam met hom opgeneem in heerlikheid, eendag by die opstanding of by Jesus se koms. Maar Jesus moes vir sy ware volgelinge, vir sy kinders, gaan plek voorberei. En mense is baie lief om te fokus op hierdie gedagte, maar is belangrik. In Johannes 14 vers 1 tot 3 het Jesus vir sy disippels gesê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, want hy het vir hulle gesê, ek gaan weg. Glo in God, maar glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer na julle toe. Ek kom weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Wegraping. Jesus sê, ek gaan vir julle plek te berei, as ek vir julle klaar plek berei, kom ek weer, kom haal ek julle, vat ek julle met my saam, sodat julle ook kan wees waar ek is. So Jesus moes weggaan, om vir jou en vir my, woning te gaan voorberei. Die nuwe stad Jerusalem. Ons verstaan dit nie, as Jesus in al die jare wat hy weg is, meer as 2000 jaar in die hemel is, vir ons plek voorbereid, hoe wonderlik, gaan hierdie plek nie lyk nie, die nuwe stad Jerusalem. Maar Jesus moes eers al sy voorbereidings gaan tref, om dan te kan terugkeer vir 'n tweede maal aarde toe. Nou vra jy vir my, watter voorbereidings moes Jesus gaan tref? Jesus moes eers weer sy posisie in die hemel gaan inneem. Hy moes weer deur die Heilige Gees regverdig verklaar word, deur die engele ontvang word, die evangelie moet verkondig word. Jesus moet vir ons en vir elke mens gaan voorspraak doen by sy Vader. Jesus moet vir ons intree by sy Vader, en hy moet ook elke sondaar gaan vrykoop met sy kosbare bloed in die allerheiligste. Hy moet vir ons gaan plek voorberei. Dis alles wat Jesus moes gaan doen. Hy moes vir ons gaan voorbereiding tref in die hemel. Maar Jesus kan nie terugkeer as die tyd nie reg is. Die tyd moet reg wees sodat Jesus kan terugkeer. Eers wanneer hy klaar is met die plek daar in die hemel wat hy vir ons gaan voorberei het, en eers wanneer die sieleoes voltallig is, kan Jesus weer terugkom. Hy sê dit baie duidelik in sy woord. As die sieleoes voltallig is, as almal ingekom het by die oop deur van die hemel, die uitnodiging ontvang het en aanvaar het om na Jesus te kom as hulle verlosser, eers dan kan Jesus terugkeer aarde toe. 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte van sy wederkom, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Hy wag dalk net vir jou. So die Here Jesus kan nie terugkom voor die sieleoes nie voltallig is nie. Ook Johannes 14 vers 2 en 3 waar Jesus sê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gaan om vir julle plek berei, dan kom ek weer. En sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Waar is Jesus? In die hemel.
Hy kom ons haal, vriende, hy kom ons haal. Ons leef in die laaste dae vlak voor Jesus se wederkoms. Hy kom ons haal. Maar hy wag dalk vir jou. Om net nie te buig, te sê, Here, ek het nog nie met U reg gemaak nie. Ek wil met U reg maak. Ek wil seker maak dat U bloed my vrygekoop het van my sonde. Dat U al vir my ingetree het by die allerheiligste voor God met sy kosbare bloed vir my daar betaal het. So maklik om te sê ek is God se kind, maar het Jesus al vir jou ingetree by die Vader in die allerheiligste sy kosbare bloed gebruik om jou los te koop en vry te koop, en hy kan dit net doen wanneer jy hom aangeneem het as jou verlosser en saligmaker. Weet jy al? Mag die Here genade gee. Amen. Here Jesus, hierdie boodskap, so kosbaar. Om te dink, ons verstaan beter vanmôre, waarom het Jesus opgevaar na die hemel? Wat beteken dit vir my en vir elke luisteraar? Ons dank U dat U dit vir ons gedoen het. In Jesus se naam. Amen. Vriende, loof en prys hom. Hy het dit spesiaal vir jou en vir my gedoen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. 'n wonderlike hemelvaartdag. En seën vir u. Totsiens.